deur te sing van God se liefde en dat dit jy sy liefde is wat ook ons harte vol met liefde en nuut maak. Kom ons sing al 4 die verse. Ons sing al 4 die verse van lied 334. Ons gaan nou heel wat sing so in 'n ry. Ons gaan al 4 hierdie verse sing, omdat as jy een vers uithaal, dan maak die lied nie sin nie. So ons sing al 4 hierdie verse en dan gaan ons die seën ontvang en dan direk daarna dan sal ek ook skrifbreuming 1-2 gaan ons al 3 die verse sing en ons gaan ons geloofsbelijdenis ook van harte saam sing. Maar kom ons begin en ons sing van God se liefde ook in ons harte. Lied 334 vers 1, 2, 3 en 4. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ons na U, o God. Ja, ons dors na God, na die lewende God. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here, deur die kragvolle medewerking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die drie-enige God met die woorde van skrifbreuming 1-2.
Kom ons bely ons geloof en ons gaan dit singend saam doen. Ja, kom ons bely dit uit ons harte uit saam. Sit. In ons versoeningsdiens gaan ons saam lees uit Galasiërs 5 vers 13 tot 26. Julle broers en susters is tog tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik sodat dit aanleiding gee vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. Want die hele wet word in een uitspraak vervul. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As julle mekaar byt en verslind, pas op dat julle nie deur mekaar verorber word nie. Maar ek sê, leef deur die Gees. Dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees begeer teen die vlees. Die twee opponeer mekaar, sodat julle dit wat julle ook al wil, nie kan doen nie. As julle egter deur die Gees gelei word, staan julle nie onder die wet nie. Die praktyke van ons vlees is goed bekend, naamlik onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skering, afguns, dronkenskap, gevyf en hierdie soort dinge, waarteen ek julle nou weer waarsku soos ek julle vroeër gewaarsku het, naamlik dat diegene wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerf nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het hulle die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in plas bly. Laat ons nie verwaand wees nie, mekaar uittart of op mekaar jaloers wees nie. Kom, terwyl ons so sit, kom ons gaan bely dat ons so baie keer toelaat dat ons eie vlees ons beheer, in plaas daarvan dat ons onsself stel onder die leiding van die Gees. Ja, kom ons sing lied 233.
ons buig, ons hoofde saam. Ons Hemelse Vader, ja, ons wil U lof verkondig. Ons God en Koning, ons wil U naam altyd loof en prys. Elke dag wil ons U naam groot maak. Dankie. Dankie vir U troue liefde wat ons kan geniet en wat ons kan sien in U sorg en in U genade. Dankie dat ons U in Christus kan ken en dat ons reeds ons sondes voor U kon bely. Ons gebrek aan vrug dra, vrug van die Gees. Here, dankie. Dankie vir die vaste sekerheid wat U Gees ook in ons harte vestig. Dat ons in Jesus naam kan uitroep, Abba, Vader. En dat ons kan weet, ons is U kinders op grond van wie Jesus is. Wil U nou gee, dat die woorde wat gespreek gaan word, dat dit tot U eer sal wees. Maar wil U ook, dat dit ons harte sal vernuwe, sodat ons harte gesond kan wees, en dat ons harte kan oppas, tot die eer van U naam. Lei ons nou in die waarheid en in die lig van U woord en skep in elkeen van ons 'n rein hart, o Here. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Voor ons gaan saam lees uit Spreuke 4, kom ons sing Psalm 59 vers 1 en vers 10. Kom ons sing dit staande. Spreuke 4 van vers 20. My seun, slaan ag op my uitsprake. Spit jou ore vir my woorde. Laat hulle nie aan jou oë ontglip nie. Bewaar hulle diep in jou hart. Want dit is die lewe vir hulle wat dit vind. Vir die hele liggaam bring dit genesing. Bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaar word. Want daaruit ontspring die lewe. Bly weg van 'n mond wat valsheid verkondig. En slinkse lippe, hou dit ver van jou. Jou oë moet vorentoe kyk. Jou blik moet reg voor jou gerig wees. Hou die pad vir jou voet gelyk. En al jou weë, laat dit bestendig wees. Moenie regs of links afdraai nie. Hou jou voet weg van die kwaad. Tot sover lees ons uit die woord van die Here uit. Ons gaan veral fokus op die woorde in vers 23
Bewaak jou hart meer as enige iets wat bewaar word, want daaruit ontspring die lewe. Ek dink ons almal is dit eens, dat ons liggame kan nie sonder ons harte funksioneer nie. Ja, jou hart, die orgaan hier binne in jou liggaam, wat jy se hartklop kan hoor met 'n stetoskoop, of partykeer sommer as jy bang en benoud is, dan hoor jy dit sommer sonder 'n stetoskoop. Ja, hierdie orgaan is verseker die belangrikste orgaan in jou liggaam. Maar as ons teksvers in hierdie gedeelte na ons hart verwys, gaan dit nie oor daardie hart nie. Nee. Vanaf die vroegste jare word, kom ons sê, na die middelpunt van jou menswees, die middelpunt van jou persoonlikheid, die middelpunt van jou karakter, ja, die beheersentrum van jou emosies, wie jy as mens is, wat jou dryf, ja, word daarna verwys as jou hart. Die hart waarna ons teksvers verwys is dus die beheerkamer van jou hele menswees, wie jy is. Die klop van hierdie hart is nog baie meer belangriker as die klop van jou hart in jou borskas. Nie net gaan die klop van jou hart, hierdie beheerkamer van jou gedagtes en jou emosies en jou doen en late, gaan dit jou menswees bepaal nie. Maar dit bepaal ook jou ewige bestemming. Waarna toe jy op pad is, verby tyd en ewigheid. Met reg merk iemand op, wat binne in jou hart gebeur, is altyd meer belangriker as wat om jou gebeur. Die gesindheid van jou hart is belangriker as die gebeure in jou lewe. Die hart van elke saak gaan altyd oor jou hart. As daar 'n fancy masjien, as ons nou so iets kon kry om op ons liggame te koppel om te kan hoor, maar hoe klop daardie hart, daardie menswees van jou, wat sou ons kon hoor vanoggend? Wat is dit wat jou dryf, wat jou gedagtes mee besig is, wat jou menswees vol? Wat sou ons hoor? Sou ons 'n jubellied hoor, wat God loof en prys uit dankbaarheid uit? Sou ons 'n lied hoor, wat God uitwys as die begin en die einde van jou lewe, of sou ons die angskrete, die teleurstellings of die geraas hoor van 'n stikkende hart? 'n Stikkende hart wat al lank al geestelik en emosioneel sterwend is. Dalk nog op sy laaste paar kloppe. Maar die boek Spreuke is 'n versameling wysheidsliteratuur wat oor 'n klompie eeue versamel is. Nou, meeste van ons het groot geword met die gedagte dat Salomo het die Spreukeboek geskrywe, maar wanneer 'n mens die hele Spreukeboek aandagtig deurlees, kom jy agter dat daar meer as een skrywer moes gewees het, dat daar verskillende skrywers was, maar die belangrike van hierdie boek, buiten dat dit God uitwys as wysheid, om hom te dien dat dit wysheid is, ja, buiten dit leer dit ook vir ons dat wysheid aangeleer kan word. Wysheid kan van 'n pa of 'n ma op die kinders oorgedra word. Die gedeelte waarna ons geluister het, begin immers met die woorde: "My seun, slaan ag op my uitsprake, spits jou ore vir my woorde." Want hierdie Spreukeboek is dan ook geskryf gewees om die jong manne van Israel te leer, te onderrig, om goeie manne vir die volk te wees. Ja, wanneer 'n mens hierdie boek Spreuke lees of dit bestudeer, moet jy altyd in gedagte hou 'n wyse vader of 'n moeder wat die kinders besig is om te leer en te onderrig, of 'n leermeester wat sit en vir sy studente leer wat is reg en wat is verkeerd en hoe om die regte ding te doen. En dis altyd mense wat die beste drome het vir hulle kinders of vir hulle studente. So kom ons Hemelse Vader ook vanoggend deur sy woord en gees, terwyl ons in sy teenwoordigheid is en by sy voete sit, sê hy aan elkeen van ons: bewaak jou hart meer as enige iets wat bewaar moet word, want daaruit ontspring die lewe.
Ja, hierdie vers dwing ons om in eerste plek te vra, maar hoekom is dit nodig dat ons harte moet bewaak? In die tweede plek, maar hoe bewaak ek in die praktyk my hart? Hoe doen ek dit om my hart op te pas? En dan laastens, maar watter belofte hou dit vir my in? In die heel eerste plek dan, hoekom is dit nodig om ons harte te bewaak? Julle, vanaf die vroegste tyd is die hart hier binne in jou borskap, binne jou borskas, die belangrikste orgaan, en daarom kon jy ook gesien het, in die wapentuig van 'n soldaat sou hy 'n skild gehad het, of 'n borsharnas, om sy hart te beskerm, en te steek in jou hart, was die doodsteek. Jy het nie 'n katse kans gehad om verder te leef nie. Nou die hart van my menswees, die beheerkamer van my gedagtes, my doen en my late, is ook die belangrikste plek waar die duiwel altyd vir my die doodsteek gaan wil gee. En daarom kry ons daai bekende gedeelte ook in Efesiërs 6 van die wapenrusting van Christus, om ook my hart te bewaar. Want sien, vanaf die dag wat die duiwel vir Eva en daarna ook in Adam se harte twyfel gesaai het, het hulle toegelaat dat die duiwel tot hulle harte deurdring. En so het ons harte ook sy teiken geword. En vanaf die sondeval is die hart van elke mens bedriegliker as alles. Dis ongeneeslik, skryf die profeet Jeremia. Met sy dodelike messteke in ons hart maak die duiwel ons hoogmoedig. So vol van onsself, van ons eie opinie en ons eie sienings, dien net altyd ons eie belang. Ons tonge is so bedrieglik en ons sal leuns vertel en dit loop en dit spoel oor ons lippe. En ons huiwer nie om mense onskuldig te vernietig, net om ons eie belang te kan dien nie. In ons harte smee ons bose planne. Ons voete hardloop altyd agter verkeerde dinge aan. Ons huiwer nie om tweedrag tussen geliefdes te saai nie. Dis ons, op ons eie. Harte onopgepas, onbewaak, en waar die duiwel met ons maak, net wat hy wil. Ons doen hierdie dinge so maklik, terwyl God hierdie dinge haat, terwyl God ons harte deursoek en ons toets. Ja, ons laat toe dat die duiwel voor ons oë, helder oordag, die lewe van ons steel en van ons wegneem. Ons moet ons harte bewaak, maar eintlik, op ons eie is ons reeds geestelik sterwend, dalk al dood vir Christus. Sy invloed in my hart en in my lewe. Wat sal jou hartklop op hierdie oomblik vir ons vertel, as ons dit sou kon optel? Wie of wat dryf jou? Wat hou jou gedagtes besig? Wat gee vir jou sin in hierdie lewe? Wat gee vir jou betekenis? God weet, ons harte is die groot probleem. En daarom beloof hy al in die Ou Testament, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal 'n hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle 'n hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ons weet, op grond van Christus se soenverdienste aan die kruis en na sy opstanding en sy hemelvaart, het God gekom en sy gees in ons harte uitgestort. En dis sy gees wat ons weer lewend maak vir God en vir Christus se invloed in ons hart en in ons lewens. Waar ons almal altyd net een dryfkrag gehad het, letterlik die verderf in, kom die Gees en hy gee nie net vir ons 'n nuwe hart nie, hy sit ons ook op 'n totaal nuwe pad. 'n Lewe waar Christus deur sy Gees die nuwe dryfkrag in my hart en my lewe word. 'n Lewe wat die ewigheid instrek. Ja, ons was dood, maar in Christus lewe ons nou weer en daarom moet ons harte bewaak. Ons moenie toelaat dat
die duiwel die lewe van ons kom steel, terwyl ons toekyk hoe hy dit doen, terwyl ons toelaat dat hy ons lewens verniel, omdat hy verkeerde invloed in ons hart en ons lewe is nie. Nee, Christus wil die beste vir ons gee, die lewe in oorvloed. Daarom broer en suster, ook my jonger boeties en sissies, die jong mense hier onder ons, bewaak jou hart meer as enige iets wat bewaar moet word. Dink aan jou kosbaarste besitting. Dit kom nie naby daaraan om jou eie hart op te pas nie. Laat die Gees jou hart en denke vul met God se liefde vir jou in Christus. En nou kan ons vra, maar hoe doen ek dit prakties? Hoe moet ek dit in elke dag se lewe doen? En die apostel Jakobus leer vir ons dat die enigste manier om die duiwel te weerstaan is om jou aan God te onderwerp. Die woordjie wat ons hierso kry van om jou aan God te onderwerp, laat ons dink aan die antieke tyd. As iemand hom aan 'n koning gaan onderwerp het, dan het hy letterlik sy hele borsharnas, al sy oorlogsmateriaal en beskermingsgoed uitgetrek. Hy het dit voor die koning neergesit, sy swaard, alles voor die koning neergesit, en hy het gaan buig voor die koning. En hy het letterlik sy hele lewe in die hande van daai koning oorgegee. Is 'n totale oorgee aan die koning. Dit is wat Jakobus bedoel hier met onderwerp. Ek raak klein. Ek gee oor, geheel en al aan my koning. Ja, die beste manier om teen die duiwel in sy aanvalle staande te bly, is nie om met die duiwel in 'n stryd gewikkeld te raak nie. Christus het hom reeds aan die kruis oorwin. Nee, kom lê jouself neer voor koning Christus, maar dit vra 'n totale oorgawe. En hoe doen ek dit? Want dit is ook praktiese dinge wat ek moet doen. Ja, om die setel van my menswees voor Christus neer te lê, sluit my alles in. Die Spreuke-skrywer praat hierso van my mond, my oë, my voete, ook my hande, want waar my voete my vat, gaan my lyf en my hande. Dit sluit my alles in. Christus is tog die krag en die wysheid van God. 'n lewe waar die Heilige Gees my in sy spore lei, waar ek agter Christus aanstap en binne in sy skaduwee wandel. Ja, dit sal tog my hart, my mond, ja, dit sal dit soos 'n borrelende fontein maak, wat vertel van God se grootheid en sy goedheid, en ek sal dit ook vir ander kan vertel. As ons nou by die voete van ons hemelse Vader sit, en hy vir elkeen van ons vermoere sou sê, my seun, my dogter, slaan ag op my uitsprake, spits jou ore vir my woorde. Waar sou ons nou vanoggend God se woorde hoor? Waar sal ek dit elke dag hoor? Hoe gaan ek my kinders leer, waar moet hulle na God se woorde gaan luister? Baie maklik. Luister na sy woord, die Bybel. Doen moeite om die Bybel te lees, dit te oordink, en laat toe dat die Heilige Gees jou doen en late verander. Ook jou denke verander in die lig van die Bybel. Moenie die Bybel verander soos wat jy dit wil hê nie. Dat die Bybel jou verander soos wat Christus jou wil hê. Ouers, versterk die menswees van hulle kindertjies van kleins af, deur hulle in die lig van die Bybel groot te maak en hulle te leer in die waarhede van die skrif. Julle, dis vir my so hartseer dat ons as ouers baie keer eers ons kinders wil help as hulle groot is. As hulle lewensvol issues is en hulle beweeg van die een krisis na die volgende krisis en ons nie kan verstaan maar hoekom val my arme kind se lewe uitmekaar uit nie, dan is ons harte gebreek en dan wil ons help. Ook sal ons groot geld spandeer om hulle suksesvol te maak in hulle beroepe en op die sportveld. Maar die belangrikste, hulle ewige bestemming, dis asof dit net by ons verbygaan. Asof dit nie belangrik is nie. Toe hulle klein was en by ons voete gesit het, toe ons geleentheid gehad het om die wysheid van God met hulle te deel in die lig van die woord,
het ons dit laat verbygaan? Was ons te besig? Het ons ander dinge gedoen? Het ons dit nie as belangrik geag nie? Nee, het ons nie met 'n oop Bybel by hulle gaan sit en vir hulle gesê, my seun, my dogter, slaan ag op my uitsprake. Spits jou ore vir God se woord nie. Let nou keurig op Christus. Let nou keurig op Christus. Ja, die Gees het nog nooit hulle harte en lewens verlig met die goeie nuus van die kruis nie. Natuurlik moet hierdie luister na God se woord ook uitspeel in my eie hart en in my eie lewe. Daarom skryf die Spreuke skrywer ook, bly weg van 'n mond wat valsheid verkondig en slinkse lippe, hou dit ver van jou. Jesus leer ons in die bekende bergpredikasie, waarvan die hart vol is, sal die mond oorloop. Julle, eintlik het ons nie 'n fancy masjien nodig om ons hartklop vir ander te vertel nie. My lippe sê dit vir hulle wat in my hart eintlik aangaan. Dit waaroor ek praat, die manier hoe ek praat, sê wat in my hart aangaan. Doen moeite en slaan 'n bietjie ag op jou gesprekke. Waaroor praat jy? Hoe praat jy? Hoe is jou taalgebruik? Slaan 'n bietjie ag daarop. Of as jy iemand is wat nie baie praat nie, hoekom bly jy stil? Wat gaan in jou gedagtes aan waar jy met jouself praat? Dink bietjie waaroor jy praat en dink. Want ander hoor dit. Hulle hoor jou hartklop. Op wie en wat is jou woorde en gedagtes gefokus? Dit gee die hartklop van jou menswees weg. Wat dit is wat jou dryf. Praat jy graag oor valshede, die nietige afgode van ons tyd, waarop al die ongelowiges hulle hoop en hulle verwagtinge vestig? Hou jy valse skyn voor met woorde om mense te manipuleer, net om hulle tevrede te stel? Gebruik jy 'n woordeskat omdat jy dink jy kan en jy mag? Omdat almal so praat, maar terwyl ek God se naam deur die modder daarmee sleep en terwyl dit ander mense benadeel? Of is jy een van daai wat eerder stil bly om die vrede te bewaar? Maar jy vernietig jou eie hart met 'n seer wat jy self nie eens kan verwerk nie. Voed jou hart en die hart van hulle wat elke dag jou pad kruis met woorde van geloof. Is dit nie 'n mooi uitdrukking van Paulus nie? Woorde van geloof. En ons weet tog waaroor gaan ons geloof. Ons weet tog ons geloof van begin tot einde gaan oor 'n persoon, Jesus Christus die gekruisigde. Dat alles wat ek sê, wat oor my lippe spoel, moet daarvan kan getuig dat hy my Here is. Want hy dryf my hart en is hier waar hy pols in my hart aan die klop hou. Die volgende praktiese wysheid om jou hart te bewaar. Leer die wyse Spreuke skrywer is, jou oë moet vorentoe kyk. Jou blik moet reg voor jou gerig wees. Stel jou voor, jy is die bestuurder van die kar deur 'n moeilike bergpas. Nou al die mense om jou saam in die voertuig kan oral kyk en en aan, kyk daar, maar jy kan nie jou oë van die pad afhaal nie. Deur sy woord en gees begelei Christus ons op die regte pad. Moenie jou oë vir een oomblik van hom afhaal nie. Ja, daarom is die hartsboodskap van die boek Hebreërs, dat ons in hierdie lewe, dat ons in die wedloop van die geloof, ons oë gerig moet hou op die begin en die volëinder van ons geloof. Ons kan omtrent nie ons oë knip nie. Ons moet dit op hom gefokus hou. Midde al die gevare wat daar moontlik vir ons as gelowiges in hierdie lewe kan wees, ja, midde alles wat die duiwel op ons pad gaan bring, om ons te laat ontspoor, kan ons nie bekostig
om vir 'n oomblik die oë van ons harte van Jesus af te haal nie. Het ons oë op hom gerig, sal ons in die eerste plek sien watter hoop die evangelie van Christus vir elkeen van ons inhou. Ons sal ook reeds ons ewige tuiste in die oog kry en begin uitsien om by die Vader te wees en begin uitsien om saam met ons kinders en ons kleinkinders ook daar te wees. Daarom leer en onderrig ek hulle in die lig van die woord. Maar ons sal ook sien hoe onvergelykbaar groot sy mag en sy krag is. Ons sal sien wie God is en hoe klein en nietig ek in werklikheid is. Dat hy die almagtige God is wat altyd in beheer van my lewe is, maar dat hy as leidsman ook soveel deernis wat my omstandighede het. Dat hy my deur sy gees lei met die liefde van Christus, die kruisliefde van Christus, wat hy ook in my hart uitstort, sodat ek ook kan lief hê en kan omgee. Met die oog van my hart gerig op Jesus en met die Heilige Gees wat my bekragtig, kom die Spreuke skrywer dan en hy leer ons: hou die pad vir jou voet gelyk en al jou weë, laat dit bestendig wees, moenie regs of links afdraai nie, hou jou voet weg van die kwaad. Soos weer in daai kar hier deur die bergpas. Ek kan my oë op Christus gerig hou, ek kan my oë voor my op die pad hou, maar ek kan nie bekostig om links af te draai, dan is ek dalk teen 'n bergwand vas, of regs weg te draai, dan is ek dalk in die afgrond af. Na die dood van Moses, toe Josua in die skoene van Moses moes gaan stap het, en toe hy die leierskap van 'n opstandige volk moes oorgevat het, en hulle die beloofde land ingelei het, was een van God se duidelike opdragte aan hom: wees net baie dapper en sterk, sodat jy die hele wet van Moses, my dienskneg, wat hy jou beveel het, nauwgeset uitvoer. Moenie links of regs daarvan afwyk nie. Op die mesepunt, hou by dit wat God geleer het. Weet julle, daar's 'n leuen wat deur baie Christene en in baie kerke vandag verkondig word. Dis 'n populêre leuen, dat om 'n Christen te wees, kan ek onbekeerd met my goddelose lewe aangaan, sonder om ag te slaan op God se wet. En dan waag ek om te sê dat ek 'n navolger van Jesus is. Weet julle wat is die een van die dinge wat Christus die blyste gemaak het? Is om aan die Vader gehoorsaam te wees, is om sy wet na te kom. Hoe kan ek 'n navolger van Jesus wees en die erns maak, ook met dit wat God in sy woord vir my leer, wat reg en wat verkeerd is, en om dit stiptelik na te kom nie. Met alles in my, Jesus na te volg, so gehoorsaam aan die wet soos wat 'n stikkende mens dit moontlik kan doen, bidtend in afhanklikheid van die leiding van die Gees. Watter belofte hou dit vir ons in? Die so heerlike belofte in hierdie woorde. Hoekom is dit belangrik om jou hart te bewaar? Hoor weer die belofte: bewaak jou hart meer as enige iets wat bewaar word, want daaruit ontspring die lewe. Want daaruit ontspring die lewe. 'n Lewe waar die Bybel nie die lig op my pad en die lamp vir my voete is nie. Waar Christus nie in die oog gehou word en nagevolg word nie. Ja, die Bybel beskryf dit eintlik as die dood. Efesiërs 2, as Paulus praat van die ongelowiges, ongelowige wêreld, dan sê hy, julle was dood. 'n Lewe weg van Christus, sonder Christus, is dood. Maar die hart wie se oë deur die Gees verlig word, lewe in die volste sin moontlik. Dis 'n lewe agter die goeie herder aan, omdat ek sy stem hoor en sy stem erken en net vir hom navolg. Reeds in hierdie lewe spaar dit my baie trane. Baie trane wat ander mense laat huil omdat hulle nie lewe soos wat God wil hê ons moet lewe nie, wat seer en stikkend in hulle harte en hulle lewens inbring, om Christus nou reeds na te volg.
laat my nou reeds in die volste sin moontlik lewe. Maar, vestig ook in my hart 'n lewende hoop. Want ek weet, ek lewe reeds in Christus, saam met God, die ewigheid in. En dat ek alles sal ontvang, wat hy in Christus aan my beloof. Broers, susters, ons jonger boeties en ons sissies, elkeen van ons, slaan ag op my uitsprake. Spits jou ore vir my woorde. Bewaak jou hart meer as enige iets wat bewaar word. Want daaruit ontspring die lewe. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader van ons Here Jesus Christus, soos ons hier sit vanmôre, sien U regdeur elkeen van ons, of ons sit, of ons staan, of ons kom, of ons gaan. Ja, selfs dit wat ons dink, nog voordat ons gesê het, dit ken U goed. U omsluit ons, letterlik, van alle kante. U ken, U hoor, elkeen van ons se hartklop. Dit wat ons dryf, dit wat vir ons belangrik is, ook die seer wat dit in ons lewens bewerk, die stikkend wat dit in ons eie lewens bring. Vader, en hier is ons in U midde, en ons harte lê oop voor U. Waarheen sou ons gaan om van U weg te kom? Waar sal ons nie in U heilige teenwoordigheid kan wees nie? Deurgrond elke hart, o God. Ondersoek ons harte. En wys deur U Gees aan elkeen van ons, as ons op 'n verkeerde pad is. Bekeer U ons, sodat ons waarlik bekeerd kan wees. Vestig U self deur U Gees ons hart se oë op Christus, die begin en die volëinder van ons geloof. Maak ons hande, ons voete ywerig om Hom na te volg, en ons lippe, laat dit borrel van die goeie nuus wat daar net in Christus te vind is. Here, ons is so afhanklik van U werksaamheid deur U Gees in ons harte. Skep in elkeen van ons 'n rein hart, o Here. Ons dank U. Ons dank U vir U woord. Ons dank U dat ons saam as gelowiges by mekaar kon kom, dat ons U lof kan besing, dat ons vir mekaar kan lief wees, vir mekaar kan omgee. Dankie Here dat ons die voorreg het om na U woord te luister, by U voete te kan kom. So dankie vir seëninge op seëninge op seëninge. Aan U die eer, die aanbidding, die lof van ons harte tot in ewigheid. Ons bring voor U hulle oor wie ons bekommerd is, omdat hulle siek is, hulle wat by huise aansterk, ook hulle wat moet hospitaal toe gaan. Ja, wil U by elkeen van hulle wees. Vader, en dan in besonder, ook aan Andrei, Erasmus en die familie en die geliefdes van Vlam met sy afsterwe, vertroos hulle. Vertroos hulle met die goeie nuus van die kruis. Vader, ons wil bid, as ons hierdie week ingaan, dat U ons elkeen sal versorg, dat U ons sal lei op U weë, gee aan ons wysheid wat van die Gees afkom, dat ons elke dag in die lig van U woord goeie en regte besluite kan maak,
U verheerlik. Gee vir ons die middele, sodat ons dankbaar kan wees teenoor U en dat ons ook die armes en die swakkes kan help. Ja, Here, lei en onderneem ons elkeen, ook in ons gedagtes en in ons drome. Hemelse Vader, ons sit in die besonder, ja, ook elkeen van ons jong mense in U hande, dat hulle U kan dien, kan lief hê, en dat hulle werklik hulle harte sal oppas. Gee vir ons ouerhuise, waar ons kinders sterk gemaak kan word, en met sterk harte U kan lief hê en kan dien. Wil U wees saam met ons land in hierdie onsekere tye? Ja, wil U wees by ons president wat 'n regering moet saamstel? Gee vir ons goeie leierskap. Here, ons het net te lank al gesukkel met swak leierskap. Neem weg die korrupsie, die misdaad, die leuns. En gee vir ons 'n gesonde regering. Maar die belangrikste, Vader, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom en laat U wil geskied. Wees veral ook saam met U kerk wêreldwyd, U kerk wat vervolg word, U kinders wat stil gemaak word omdat hulle vir Jesus navolg. Here, daar's op hierdie dag, op hierdie oomblik mense wat in die allergrootste elende is, net omdat hulle Jesus Christus glo en bely. Wees by hulle, hou hulle vas, vertroos, bemoedig hulle. Sien ook die werk wat gedoen word om die evangelie te verkondig en te vat na die uithoeke van die wêreld toe. Ja, mag U woord verkondig word. Wees ook, Hemelse Vader, in hierdie tyd en daar by elkeen van ons, by die skool, by die werk, en maak ons net getroue getuies. Ja, mag die evangelie uit ons harte uitborrel, en mag ons ook 'n baken van hoop wees, vir elkeen wat ons lewenspad kruis. Dit bid ons in Jesus naam alleen. Amen. Kom ons antwoord met die sing van Skrifbruiming 15:7, vers 4 en vers 5. Kom ons rig ons hart op God en ons ontvang sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.